Hallo hallo al julle slimkoppe in graad 4. Welkom. Is julle reg om julle breine 'n bietjie te oefen? Vandag het ons 'n superprettige kennistoets om seker te maak julle is heeltemal reg vir daai eksamen oor die son. So, kom ons spring sommer dadelik weg. Goed, so hier sou dit werk. Dis super maklik. Ek gaan 'n vraag vra en dan is dit jou beurt. Druk sommer die pause-knoppie en gee jouself 'n oomblik om mooi te dink. Dis jou kans om te wys wat jy weet. En wanneer jy reg is, druk net weer play, dan kyk ons saam of jy reg was. Klink goed? Kom ons begin. OK, ronde 1. Kom ons skop af met 'n paar basiese, maar baie belangrike feite oor ons ongelooflike son. Hier kom julle eerste 2 vrae. Vraag nommer 1. Waarvan presies is die son gemaak? En vraag nommer 2. Hoekom lyk die son vir ons soos 'n groot helder bal, terwyl al die ander sterre net klein wit spikkeltjies is? Druk nou op pause en dink mooi daaroor. En die antwoorde is, die son is 'n reuse, gloeiende bal van superwarm gas, meestal waterstof en helium. Dis reg, dis nie 'n soleë planeet soos die aarde nie. En die rede hoekom hy so groot en helder vir ons lyk, is doeteenvoudig omdat hy ons heel naaste ster is. Al daai ander sterretjies is ongelooflik ver weg, dis hoekom hulle so klein lyk. Julle doen fantasties. Reg vir die volgende 3 vrae? Hoeveel keer groter is die son as ons aarde? Hoe ver is daardie reusebal van ons af? En laastens, hoe lank neem dit vir die sonlig om die hele pad van die son af tot by ons oë te reis? Druk pause en dink aan daardie groot getalle. Is jy gereed vir hierdie ongelooflike antwoorde? Die son is so groot, sy deursnee is omtrent 110 keer groter as die aarde se. Hy is ook ongelooflik ver, sowat 150 miljoen kilometer. En hier's 'n baie cool feit. Selfs al is lig blitsvinnig, neem dit nog steeds ongeveer 8 minute om ons hier te bereik. Dit beteken die sonlig wat jy nou sien, het eintlik al 8 minute gelede die son verlaat. Pyk gedoen met ronde 1. Nou kom ons beweeg aan na ronde 2. Hierheen gaan alles oor hoe ons planeet, die aarde, beweeg. Dis nogal belangrik. OK, 2 baie belangrike vrae hier. Elke oggend sien ons die son opkom en saans sien ons hom sak. Beteken dit die son beweeg regtig deur die lug? En wat is die spesiale wetenskaplike name vir die aarde se 2 groot bewegings? Druk pause en kyk of jy dit onthou. Hier is die antwoord. Nee, die son beweeg nie regtig nie. Dit lyk net so. Dis die aarde wat draai. En daardie 2 bewegings is rotasie en omwenteling. Rotasie is wanneer die aarde soos 'n tolletjie om sy eie as spin. Dit gee vir ons dag en nag. Omwenteling is die aarde se groot reis, die hele pad om die son. En dit gee vir ons 'n volle jaar en natuurlik ons verskillende seisoene. Nou dat jy weet wat rotasie en omwenteling is hierdie vraag eintlik heel maklik. So, hoe lank neem een volle rotasie? En hoe lank neem een volle omwenteling? Druk pause en dink gou-gou aan jou dae en jare. En hier is dit. Een rotasie neem presies 24 uur. Dis hoekom ons een dag en een nag het. Dis maklik. Die omwenteling, ons aarde se groot toer om die son, neem 365 en 'n kwart dae. Daardie klein kwartdag is baie belangrik. Ons spaar dit vir 4 jaar op en dan kry ons 'n hele ekstra dag. En ons noem daardie jaar 'n skrikkeljaar. Goed, die laaste 2 vrae vir hierdie ronde. Wat presies is dit wat ons seisoene veroorsaak? Hoekom kry ons somer, herfs, winter en lente? En wat is die spesiale naam vir daardie onsigbare paaie wat al die planete volg soos hulle om die son reis? Druk pause, julle is amper klaar met ronde 2. OK, kom ons kyk. Die seisoene gebeur omdat die aarde nie regop draai nie. Hy draai op 'n skynsas. Dit beteken, partykeer leun ons nader aan die son en kry meer hitte, dis somer. Ander kere leun ons weg en kry minder hitte, dis winter. En daai paaie waarop die planete reis, hulle word wentelbane genoem. Fantasties. 2 rondes is in die sak. Nou vir die laaste en die grootste ronde van almal. Ons gaan kyk na die ander planete en hoekom die son so belangrik is vir alle lewe hier op ons aarde. Reg, kom ons duik in ons sonnestelsel in. Die 8 planete word in 2 hoofgroepe verdeel. Wat noem ons daardie groepe? En kan jy die eerste 4 planete, die sogenaamde binnekringplanete, se name opnoem? Druk pause en sê hulle name sommer hardop.
Mooi so, die twee groepe is die binnekringplanete en die buitekringplanete. En die 4 binnekringplanete, die wat die naaste aan die son is natuurlik Mercurius, Venus, Aarde en Mars. 'n Baie belangrike ding om te onthou is dat hierdie 4 planete almal van rots en metaal gemaak is. Nou vir 'n paar lekker vinnige feite. Watter planeet is die absolute reus van ons sonnestelsel, die grootste een van almal? Watter een is die ysigste, koudste? En laastens, watter spesiale bynaam het ons buurman, die planeet Mars? Druk pause en dink gou. En hier is die antwoorde. Die grootste planeet is Jupiter, daai ou is 'n reus. Die koudste planeet is Uranus. En Mars, hy's natuurlik bekend as die rooi planeet. En weet jy hoekom? Want sy oppervlak is bedek met ysterstof wat geroes het, amper soos roes op 'n ou fiets. Dit gee hom daai pragtige rooi kleur. Nogal cool, né? OK, kom ons bring dit nou alles terug na ons eie planeet, die Aarde. Dink 'n bietjie aan kos en plante. Watter superbelangrike rol speel die son in die energieketting? En kan jy aan 2 maniere dink hoe die son se hitte die lewe hier help? Druk pause, hierdie is baie belangrik. Reg, hierdie is die sleutel tot alle lewe. Die son is die beginpunt van amper alle energie op aarde. Plante is soos klein sonkragfabriekies. Hulle gebruik sonlig om hulle eie kos te maak en ons noem daai proses fotosintese. En die son se hitte, wel, dis noodsaaklik. Dit hou ons warm en dit maak die grond warm sodat sade kan ontkiem en 'n nuwe plante kan groei. Laaste 2 vrae, julle is amper by die wenstreep. Hoe help die son met die watersiklus, al die water wat op ons planeet rondbeweeg? En wat is die nogal skrikwekkende ding wat sou gebeur as ons nie genoeg hitte van die son gehad het nie? Druk pause vir die heel laaste keer. En hier is julle finale superbelangrike antwoorde. Die son se hitte is die engine agter ons watersiklus. Dit verhit die water in riviere, damme en oseane totdat dit verdamp. Dit beteken dit verander in waterdamp, 'n gas wat opstyg om wolke te vorm. En as ons nie daardie hitte gehad het nie, wel, die hele planeet sou in een reuse stil ysbal verander. Al die water sou vries. En dit is dit, julle het dit gemaak. Al 3 rondes is voltooi. Ek is ongelooflik beïndruk met julle harde werk en daai groot breine van julle. Julle het soveel geleer en so goed saamgespeel. Onthou, jy is 'n absolute ster, nes daai groot son waaroor ons vandag geleer het. Baie sterkte met jou eksamen, gaan in en skitter. Wys vir almal wat jy weet. Totsiens vir eers.